Ons is besig met die 7 vlakke van die geesmens en jy is ingeskakel by hierdie program Geestelike Verryking en Volwassenheid saam met my Amelia. Dankie dat jy weer eens ingeskakel het en vandag gaan ons aan met die reukofferaltaar. Die reukofferaltaar, nou waaroor gaan dit en wat is dit? Volg my asseblief en lees saam met my Eksodus 30 vers 1 tot 10. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasiëhout moet jy dit maak. 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte. Vierkantig moet dit wees en 2 L sy hoogte. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees. En jy moet dit met suiwer goud oortrek. Die plaat en die sykante rondom die horings en maak daarvan 'n goue krans rondom. Maak ook 2 goue ringe daarvoor. Onderkant die krans aan weerskante, jy moet die aan die sykante maak. En hulle moet dien as plekke vir drahoute, om dit daarmee te dra. En maak die drahoute van akasiëhout, en trek dit oor met goud. Sit dit dan voor die voorhangsel, wat voor die ark van die getuienis is. Voor die versoendeksel, wat oor die getuienis is, waar ek met jou saamkom. En Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek. En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van Jahwe in julle geslagte. Julle moet daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen met die bloed van die sondoffer en versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir die hele geslagte. Hoogheilig is dit vir Jahwe. En soos wat ons nou al reeds weet, die tabernakel was die perfekte verlossingsplan wat Abba vir ons as mens gestel het om hom te nader, om by hom uit te kom. So dit was die protokol om hom te nader. Ons baseer die 7 vlakke van die geesmens op die tabernakel, dis die 7 instrumente. Maar as 3 goed wat ek gou vir jou wil uitlig. Die eerste een was die tabernakel was 'n replika van die verlossingsplan wat Abba vir ons het as gelowige, as Yeshua volger. Dan die tweede een, Yeshua was die perfekte voorbeeld in elke instrument verteenwoordig, wat in die tabernakel is, verteenwoordig hom. En dan die derde een, ons is nou die tabernakel en ons moet hom verteenwoordig in elke area van ons lewe. Nou voor jou sien jy nou die tabernakel met die verskillende instrumente. Eerste is die weg, die waarheid en die lewe, dis Yeshua. Ons kan nie die tabernakel of die 7 vlakke van die geesmens enigstens benader, nie voordat ons Yeshua, Jesus Christus, soos party mense hom noem, inbeweeg het en hom aanvaar het as verlosser en saligmaker nie. So ons beweeg in, hy is ingedeel by die voorhof, die heilige en die allerheiligste. In die voorhof is die eerste vlak die brandofferaltaar. Die tweede vlak is die koper waskom en mense daar is reeds video's oor dit, so gaan net bietjie terug en gaan kyk gerus na daai eerste 2 vlakke van die geesmens. Die derde vlak was die tafel van toonbrode, die 4de vlak was die menorah gewees en vandag is ons besig met die 5de vlak en dit is die reukofferaltaar. Saam met hierdie 7 instrumente van die tabernakel kry ons ook die 7 feeste van Elohim. En ek gaan gou dit ook weer met jou, net gou met jou deur. Die eerste een wat die brandofferaltaar is, verteenwoordig Pesach. Die tweede een is die koper waskom, dis die ongesuurde brode. Die derde een is die tafel van toonbrode wat die eerste vrugte is. Die 4de een wat die menorah is die Shavuot of die Pinksterfees. En daai eerste 4 feeste is reeds vervul deur meester Yeshua. So ons herdenk dit nou. En soos wat elke persoon in die kerk, sal ek maar sê, reeds hierdie feeste reeds vier, want almal vier Pinkster, almal vier die kruisiging, almal vier Pesach of Pascha, soos wat die woord het noem.
En dit is waarom ons dit erken. En dan die laaste 3 feeste, die laaste 3 is die reukofferaltaar wat ons vandag doen. Dit is die fees van trompette. Dit is met sy wederkoms. En dan die 6de een wat die ark is, dis die dag van versoening, Yom Kippur. En dan die 7de is die versoendeksel, die fees van tabernakel, die Sukkot, wanneer hy kom en met ons tabernakel. Maar voordat ek aangaan met hierdie lering, wil ek gou net iets noem. Ons moet baie versigtig wees om die woord, ons Bybel, in ons boksie van tradisie in te laat pas. Want ek het nou al so baie mense gehoor wat sê dat die tabernakel is in die vorm van 'n kruis. Of die 12 stamme was in die vorm van 'n kruis gewees om die tabernakel. En mense, dis nie so nie. Want as jy weer gaan kyk weer, gaan doen jou eie navorsing, gaan kyk weer, waar kom die kruis vandaan en wat is die kruis? En wat simboliseer die kruis? En as daar enige skrif is in die Ou Testament, wat jy vir my kan wys, wat die tabernakel in die vorm van 'n kruis is, of die stamme in die vorm van 'n kruis is, sal ek dit baie waardeer. Dalk het ek daai skrif misgelees, maar sover my kennis trek, is daar nêrens 'n verwysing in die Ou Testament dat die tabernakel in die vorm van 'n kruis lê, of die stamme rondom die tabernakel ooit in die vorm van 'n kruis was. En ek gaan jou nou wys hoe lyk die vorm van die 12 stamme rondom die tabernakel. En mense gaan doen gerus jou navorsing oor die kruis. Die kruis kom van die Katolieke af. En as jy nog vashou aan die kruis, wil ek vir jou vra, kom uit onder die Katolieke sisteem en hou op om vas te hou aan die kruis en aan die Katolieke sisteem, want dit is die Katolieke se simbool, die kruis. En gaan kyk gerus my vorige lering wat ek gedoen het oor die kruis versus die folterpaal. Dan gaan dit vir jou 'n bietjie meer inligting gee daaroor. En dit wat jy op die skerm sien is die tabernakel, en rondom die tabernakel was die 12 stamme. En as dit reg uitgelees, sal jy sien, dit is nie in die vorm van 'n kruis nie. Nou waaroor gaan die reukofferaltaar? Die reukofferaltaar was die plek waar die priester gebid het vir die volk. En dan het hy kole gaan haal by die brandofferaltaar, en hy het dit daar gebrand, en dan het hy reukwerk daarop gesit, en daai reuk, wat oor die tent van samekoms gegaan het, en hy het oor die doeke gegaan, en het in die allerheiligste ingegaan, maar hulle sê dit het so ver gegaan, dat die hele volk dit kon geruik het, en so was daai reuk in die reukofferaltaar, of op die reukofferaltaar. En dit lees ons in Eksodus 30 vers 22, en ek wil hê jy moet gou saam met my lees. Verder het Jahweh met Moses gespreek en gesê, en jy neem vir jou die beste speserye, 500 sikkels fyn mirre, en die helfte soveel geurende kaneel, 250 sikkels, en 250 sikkels geurende kalmoes, en 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en 'n hin olyfolie, en maak daarvan heilige salfolie, 'n salfmengsel, soos 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. Daarmee moet jy dan die tent van samekoms salf en die ark van getuienis. En hoekom ek dit spesifiek nou uithaal, want daar's 'n betekenis op hierdie salfolie. Nou ek wil spesifiek kyk na die salfolie en die reukwerk. Nou die woord praat van tempelsikkel. Nou 'n tempelsikkel was swaarder as die gewone sikkel. Nou 500 tempelsikkels was meer as 5,7 kilogram. En dit was baie. Die woord praat van die mirre, die kaneel, die kalmoes, die kassie en die olyfolie. Nou mirre was 'n spesifieke boomgom, wat hulle van 'n spesifieke boom afgekry het. Die kaneel is 'n spesifieke soort boombas. Dan die kalmoes is 'n tipe van 'n riet. Die kassie is ook 'n boombas, en dan die olyfolie, weet ons, is gepers van olywe af. Nou hierdie spesifieke 5 items beteken iets, en dit is wat ek gou met jou wil deel. Die mirre beteken bitter. Die kaneel beteken regop. En wanneer jy hierdie twee meng met die olyfolie, staan dit bekend as ons moet vas staan en die bitterheid weerstaan van die wêreld.
En dan die kalmoes beteken verlos en die kassie beteken om in nederigheid te wandel. So ons verlossing is kosbaar en soet en ons ontvang dit in nederigheid. Nou die salfolie simboliseer ook 3 stadiums in jou lewe wat ek gou wil deel. Die eerste een is die mirre, simboliseer die goeie wil van God in ons lewe. So dit beteken dis die bekering. So dit is die eerste stap wat jy neem. Die tweede een is sy welgevalle wil. Dis die salwing van Heilige Gees wat jou gaan lei. En dan die derde een is sy volmaakte wil. Dit is wanneer jy besef, jy's nou hier by die reekofferaltaar en ek kan nie meer by die deur wil inkom nie. Ek kan nie heeltyd by die deur wil inkom nie. Ek moet nou verder stap met my verlossingsplan wat Yeshua reeds vir ons gewys het en wat hy reeds daar was vir ons. Die mirre is ook 'n reinigingsmiddel. Toe die volk so getrek het, het hulle 500 sikkel mirre gebrand. En hulle reken dat daai mirre wat gebrand is, het 'n radius van 5 kilometer om die volk skoon gemaak. En dis hoekom daar nie op daai stadium wat die volk siek geword het of enige siektes gehad het nie, is as gevolg van daai mirre wat 'n reinigingsmiddel was. Die betekenis van die kaneel is wedergeboorte, om op te rig, om weg te draai van die wêreld en om totaal en al te herstel. Die kalmoes, wat beteken riet of staf, neem op die autoriteit, word gerig deur God. Moenie langer Wurmpie Jakob wees nie. Ons het almal die mag, die krag en die autoriteit van Abba gekry om op te staan en priesters, profete en konings te wees vir hom. En dan die kassie is 'n verborgenheid van God. Dit beteken om diensbaar te wees, om nederig te wees en te sê, soos wat ons met ons tema was met Sikot Heneni, Abba, hier is ek volg u, ek is beskikbaar. So die reekofferaltaar is ons gebede. Is jou gebed 'n welriekende offer vir hom? Die eerste plek is dit 'n plek van intimiteit. Dit is die salfolie. Die tweede een is die gebed moet suiwer wees. Hoe is my reukwerk? Is my reukwerk aanvaarbaar vir hom? Is dit 'n welriekende reuk vir hom? Is dit skrifgebaseer? Want skrif beteken ek is gehoorsaam aan hom. Ons moet bid, ons moet eintlik skrif bid. Anders as jy nie skrif bid vir iemand of vir jouself nie, en dis wat ek altyd sê, sorry, ek val myself nou in die rede, maar as jy nie dit wat jy vir jouself bid, kan jy vir iemand anders bid. As jy nie bereid is om iets te bid vir jouself nie, moet dit nie vir ander mense bid nie. Wanneer jy dit nie vir jouself wil bid nie, maar jy wil dit vir ander mense bid, is dit charismatiese witchcraft. En wanneer jy bid, moet daar nie manipulasie wees in jou gebed nie. Ek was al baie betrokke by gebedsgroepe, en waar ons fisies bymekaar was, gebedsgroepe op WhatsApp, en daar's soveel keer wat daar uitgekom het, wat mense gebed doen, wanneer ons staan en ons bid, wanneer daar 'n manipulasie is. Jy sal dalk vir 'n persoon in vertroue iets gesê het, en dan sal hulle dit bid, en dan weet almal in die groep presies wat aangaan, wanneer jy bid dit nou. So moenie dit doen nie, dis charismatiese witchcraft. Bid, skrif. Abba, ek bid dat daai persoon op sal staan, ek bid u woord, gaan kry die skrifte, gaan bid en verklaar dit oor sy lewe, sy of haar lewe. En dit is hoe ons bid. Ons roep die woord asof dit reeds bestaan, al bestaan dit nog nie. En dan jou aanbidding is 'n aroma vir hom. Jou gebede moet aangenaam wees. Kom ons, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Daar's 'n tyd om te sê, Abba, nou ween ek voor u. Abba, ek het u hulp nodig. Maar moenie dat dit 'n gewoonte word nie. Jou gewoonte moet 'n sterk autoriteitsgebed wees. Ons moet bid soos wat Dawid gebid het in Psalm 141 vers 2. Hy sê, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. Wat beteken dit ook? Ek dink ek het dit al gedoen, dat ons bid nie so nie. Dit is 'n Hindu-praktyk wat jy so bid. Nêrens in die woord sê jy moet jou hande saamslaan en bid nie. Hy sê, hef jou hande op na hom toe, en dit is hoe ons bid. Dan wil ek graag vir jou vat na Lukas 1 toe, waar Sagaria, waar hy diens gedoen het in die tabernakel,
en waar hy gebid het. Hy het voor die reukofferaltaar gestaan, hy het gebid vir sy vrou Elisabeth om swanger te raak, en toe daar 'n engel gestaan. Nou mense, as jy so bid, dat Abba vir jou 'n engel hier by jou sal stuur, om vir jou te sê, jou gebede is verhoor. Wat 'n amazing verhouding moet jy met Skepper lewende God hê, dat Abba vir jou 'n engel sal stuur om te sê, jou gebede is verhoor. Maar luister gou hierson. Lukas 1 vers 5, die geboorte van Johannes. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van Jahweh onberispelik gewandel. Wat 'n amazing getuienis, as Abba vir jou sê, jy is so regverdig. Vers 7, en hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei op vergevorderde leeftyd. En terwyl hy besig was om die priesterampt voor God te bedien, in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval, om in te gaan in die tempel van Jahweh, en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer. Mense, dis absoluut amazing, hoe almal saamgestaan het op daai stadium, en almal gebid het, want dit was die protokol gewees. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van Jahweh, wat aan die regterkant van die reukoffer staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Is dit nie amazing, as 'n mens so 'n gebedslewe kan hê, dat jy so 'n direkte antwoord sal hê van Abba af nie. Daai close verhouding, en mense, dit is waarna ons moet streef. Ons moet streef na daai verhouding, daai gebedsverhouding. Dit sê, Abba, my gebede moet 'n welriekende geur vir U wees. Nou die reukofferaltaar gaan alles daaroor, dit gaan oor ons gebed. Dit is 'n bassein wat ons uitroep na hom toe. En Openbaring is baie mooi, maar ek wil gou hierdie gedeelte van Openbaring 5 vers 8 vir jou verduidelik. Dis waar die engele met die gebedsbakke na God toe gekom het, en waar daar met vuur vermeng is. Ons gebede word opgevang in gebedsbakke. En dan kom die engel en hy vat vuur en hy meng dit. Maar as jy nie bid nie, of as jou gebedsbak nie vol is nie, kan daai gebedsbak nie uitgegooi word en jou gebede vervul word nie. En ek gaan dit vir jou lees. Kom ons lees eers Openbaring 5 vers 8. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siter en goue skale vol reukwerk. Dis ons gebedsbakke, wat die gebede van die heiliges is. Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met al die gebedes van die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. Is dit nie amazing wat daar gebeur nie? So jy bid, jou gebed word opgeneem in hierdie bak, gebedsbak, die engel gaan en daar word vuur bygegooi, en wanneer daar vuur bygegooi word, word daar 'n skeiding getref, nê? Is hierdie gebed, het hy substance? Is dit 'n slaafgebed, of is dit 'n gebed wat kan die vuurwerk kan deurstaan? So dit is wat ons moet bid, en dis hoekom dit so belangrik is om skrif te bid, dat jy nie net sommer net hier sal rondtas nie, maar dat jy sal skrif bid. En natuurlik mense gaan die reukofferaltaar gepaard met die fees van trompette.
En die fees van trompette is die eerste fees wat nog nie vervul is deur Meester Yeshua nie. En dit gaan vervul word met sy wederkoms. En ek wil vandag vir jou vra, is jy gereed? Is jy gereed vir Meester Yeshua, die bruidegom, wanneer hy sy bruid kom haal? En mense, dis die aflewering van die reekofferaltaar en dankie dat jy geluister het, dankie dat jy ingeskakel het. En vandag is my gebed vir jou, dat ons gebede, of dat jou gebed sal substance sal dra, dat jou gebed sal groei, dat daar 'n engel langs die reekofferaltaar, jou reekofferaltaar in die geestesdimensie sal staan, en dat jy sal hoor, dat Abba jou gebed verhoor het. Tot 'n volgende keer, Shalom.